amper nog ook ons preek is daarmee heen. Goeiemôre, geliefdes van die Here. Baie welkom in die huis van die Here op hierdie lieflike dag wat die Here gemaak het. Nou vanmôre wil ek met u gesels oor 'n saak wat ek eintlik nie met u wil oorgesels nie. Dit is nie vir my 'n aangename onderwerp nie en dis nie iets wat ek lief is om oor te preek nie. Maar wat ek wil en wat God wil is nie altyd dieselfde ding nie, moet ek tot my skande sê. So ons gaan vanmôre gesels, my broer en suster, oor die feit dat dit moontlik is vir iemand wat dink dat hy 'n kind van die Here is, nie 'n kind van die Here is nie. Ons gaan gesels oor die onderwerp en die gedagte dat 'n mens jou lewe kan leef met 'n vermoede dat jy gered is. En wanneer die tyd vir jou aanbreek, vind jy uit dat dit nie so is nie. Nou, jy kan vir jouself indink dat dit 'n onderwerp is wat 'n mens se hart kan ontstig. Dat dit 'n onderwerp is wat 'n mens versigtig moet aanraak en dat dit 'n onderwerp is wat selfs mense kan wegstoot van Christus af en van die geloof in Jesus af. Maar die doel met die boodskap is nie dit nie. Die doel met die boodskap is dat elke mens, elke kind van die Here, ek ingesluit, self ondersoek sal doen ten opsigte van hierdie situasie. En dat ons sal onsself toets om agter te kom of ons wel in die geloof is, of ons wel voor Christus kan verskyn sonder vlek of rimpel. Nou vanmôre wil ek met u gesels oor hierdie onderwerp. Die tema van vandag se boodskap sal dan wees gered of self mislei. Gered of self mislei. Volgende week wil ek graag met u deel, as die Here wil, wat moet ons doen, broeders? En dan ten laaste, die laaste Sondag voor Dominee Pieter hulle terug is, die gedagte, werklik gered is altyd gered. Ek wil u derhalwe aanmoedig, my broer en suster, om na hierdie boodskap te luister en moeite te doen om te luister na wat die Here vir ons volgende week en die week daarna oor hierdie onderwerp van ons redding, ons saligheid en ons ewige, wat noem 'n mens dit, ons ewige huis, dat u sal luister daarna en dat dit vir u 'n groot seën sal wees. My broer en suster, dan is daar iets wat u altyd moet onthou. Wanneer jy luister na enige prediker, het sou dit ek is, of dit Dominee Pieter is, maak nie saak wie dit is nie. 'n Prediker van die woord moet getoets word aan die woord. Nou goed, kom ons doen dan skriflesing vanmôre. Die skriflesing is uit Matteus, uit die boek Matteus, hoofstuk 7, vanaf vers 12 tot 29. Matteus 7, 12 tot 29. Matteus 7 vers 12 lees as volg: Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle doen, net so moet julle ook aan hulle doen. Want dit is die wet en die profete. Hierdie, die wet en die profete, is Jesus se genade aan ons. 613 reëls en regulasies en wette wat in die Ou Testament opgeteken is, wat onmoontlik is vir enige mens, my en u en enige ander mens op hierdie aarde om volledig te hou. Kan u jouself indink? 613 regulasies. Jesus kom en hy maak dit baie maklik en hy sê, wat julle wil hê die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen. Daarin lê die hele wet en die profete. Jesus kom op 'n ander plek en hy sê, die hele wet en die profete is saamgevat in hierdie woord. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en al jou krag. En die tweede gebod wat hieraan gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Nou, ek weet nie van u nie, maar vir my is dit aansienlik makliker om die twee gebooie te onderhou. Miskien nie te onderhou nie, maar om te onthou.
as om 613 reëls en regulasies te probeer memoriseer. Vers 13 sê, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. My broer en suster, daar is die gedagte in vandag se lewe en in vandag se wêreld, dat dit maklik is om 'n kind van die Here te wees. Dit word ook so gepredik, dit word ook so verkondig. Dis maklik, man. Dien net die Here. Ek beloof vir u, dit is nie maklik nie. En ek hoef dit waarskynlik nie eers vir u te sê nie. Ek weet dat elke ware kind van die Here weet dat dit nie maklik is nie. Die poort is werklik nou en die pad is steil en baie moeilik. Maar dit lei na die lewe. Vers 15 sê, maar pas op vir die valse profete, wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsigtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Net so vinnig iets oor vers 18, 'n goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan ook geen goeie vrugte dra nie. Het u geweet, my broer en suster, dat 'n kind van die Here 'n keuse het om te sondig, of nie te sondig nie. Maar 'n wêreldling het geen keuse nie. Hy moet sondig. Ons wat gered is en wat die Gees van God in ons het, weet wat reg en verkeerd is, en die Gees dring dit ons aan die hart, en ons het 'n keuse om sonde te doen of dit nie te doen nie. Die wat nie gered is nie, moet sonde doen. Vers 21 lees, nie elkeen wat vir my sê, en onthou dis Jesus wat hier gesels, dis Jesus wat hier praat. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil van my Vader doen wat in die hemele is. Ons kan vinnig iets sê oor God se wil. Wie gaan hemel toe? Mense wat God se wil doen. Ons vind dit in die woord. Ons het nou net daaroor gepraat. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Doen aan ander wat jy in jouself gedoen wil hê, en dra vrugte wat by die bekering pas, ensovoorts, ensovoorts. Die wil van die Here is vir ons duidelik gemaak in sy skrif, in sy woord. Vers 22, baie sal in daardie dag vir my sê, my broer en suster, iets oor hierdie teks, iets oor hierdie vers. Jy weet, ek weet nie of jy ooit koöperatiestories op die televisie gekyk het nie. Daar was 'n ou met die naam van Genis, 'n karakter met die naam van Genis. En hy het altyd gesê dat die swaarste opgawe van die skrif vir hom is, jy moet jou oog uitpluk as hy jou laat struikel, want hy het nie die gawe van onthouding nie. Nou ja, vir my is die swaarste opgawe van die hele skrif hierdie wat ons nou gaan lees. Dit wat die Here hier vir ons sê, is iets wat my aan die hart ruk, en wat elke ware kind van die Here aan die hart behoort te ruk. Baie, sê Jesus, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, en in u naam duiwels uitgedrywe, en in u naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Nou kan jy jouself indink om 'n lewe te lewe waar jy vas oortuig is dat jy 'n kind van God is. Want jy profeteer mos. Jy het dan al duiwels uitgedryf en jy het baie goeie werke gedoen. En om voor die koning van die heelal te verskyn en hierdie woorde van hom te hoor, gaan weg van my, want ek het jou nooit geken nie. Ek dink jy daar's iets erger in die hele Bybel geskryf as hierdie vers nie. Dan sê Jesus in vers 24, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen,
Hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm. En dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Die rots is Jesus Christus. Vers 26, en elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. Toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer. Want hy het hulle geleer soos een wat gesag gehad het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Ons sien derhalwe, my broer en suster, dat Jesus hier vir sy disippels en vir die skare vertel, dat daar 'n tyd sal kom wanneer mense voor hom verskyn, en baie mense sê die woord. Nou baie beteken dit wat dit sê, baie. Ons het nie nodig om na die Grieks toe te gaan om die betekenis daarvan te ken nie. Baie sal vir my sê, ons het geprofeteer, ons het werke in die naam gedoen, en Jesus sal vir baie mense sê, ek het julle nooit geken nie. Kom ons maak seker dat ons nie deel van die baie is nie. Dan wil ek baie gou met die ook 'n skrif deel wat hierby aansluit. En as jy wil, kan jy saam met my daarna kyk. 2 Korintiërs 13 vers 4. Tweede boek van Korintiërs 13 vers 4. Twee Korintiërs 13 vers 4 lees. Want al is hy gekruisig uit swakheid, lewe hy tog uit die krag van God. Want ons is ook swak in hom, maar ons sal saam met hom vir julle lewe deur die krag van God. Dan sê Paulus vir die Korintiërs in vers 5, 2 Korintiërs 13 vers 5, ondersoek julleself of julle in die geloof is. Stel julleself op die proef, of is julle nie seker van julself dat Jesus Christus in julle is nie, as julle ten minste nie verwerplik is nie. Hierdie laaste frase, julle ten minste nie verwerplik is nie, ek lees in die Engelse Bybel, en as jy dit direk vertaal, dan sê dit, tensy jy die toets, inderdaad die toets dryp. Toe gaan kyk ek na dit in die oorspronklike taal, en in die Grieks is dit ei met die adokimoi este, en 'n mens kan dit woord vir woord vat en vertaal, en betekenis daarvan is dan ook net dit het die betekenis van iemand wat 'n toets dryp. So die Here wil in hierdie woord vir ons sê, dat ons onsself moet ondersoek, dat ons moet vasstel, of ons wel Jesus Christus in ons het, sodat ons nie miskien die toets dryp aan die einde van die dag en die woorde van Jesus moet hoor, ek het jou nooit geken nie. Die vers moet verstaan word as 'n oproep tot selfondersoek en introspeksie, wat gelowiges aanmoedig om hulle verhouding met Christus en hulle status in die geloof te evalueer. Paulus beklemtoon die belangrikheid daarvan om die inwonende teenwoordigheid van Christus te erken en waarsku dat die mislukking om hierdie selftoets te slaag kan lei tot ewige verdoemenis. En dit kan 'n gebrek aan ware geloof aandui. In wese dien 2 Korintiërs 13 vers 5 is 'n herinnering aan die belangrikheid van geestelike selfbewustheid en die noodsaaklikheid vir gelowiges om gereeld hulle geloof en verhouding met Christus te ondersoek. Met ander woorde, ek wil dit weer herhaal, ons het 'n opdrag in die woord. Ondersoek jouself, doen introspeksie en kyk of jy werklik in die geloof is en of Christus werklik in jou is. Nou het ons 'n vraag wat ons moet vra en ek gaan poog om vir u 'n aanduiding te gee van die antwoord daarvan. Wat kan dan lei tot 'n toestand van selfmisleiding en wat veroorsaak dat 'n mens hierdie toets dryp?
Ons kan kyk na 'n paar punte wat hierdie toestand kan veroorsaak. In die eerste plek, misleiding. In my boodskap van tevore wat ek vir u gegee het, 'n ander Jesus, 'n ander evangelie en 'n ander gees, het ek dit baie duidelik gemaak en vir u verduidelik dat mense mislei word deur iets wat nie eg is nie en wat nie reg is nie. En misleiding en verdoemenis loop hand aan hand. Nou watter misleidings kan ons oor praat? Ons praat, my broer en suster, oor mense wat verkeerde dinge glo oor Jesus en glo selfs aan 'n ander Jesus. Onthou dat verlossing en redding werklik waar net deur Jesus Christus van hierdie woord is. Redding is nie deur 'n ander Jesus nie, redding is deur Jesus Christus van Nasaret. Ons kyk na dinge soos die Mormoonse Jesus. Die Mormoonse kerk het 'n Jesus wat die geestesbroer van Satan is. Ons het ouens soos Islam, wat sê Jesus niks anders is as die antichrist of die valse profeet dan nou van ons Bybel nie. Ons het die Jesus van die voorspoedsleer beweging, van die prosperity leer, wat 'n lekker kerel is, wat 'n middel tot 'n doel is, wat nie die regter en van die heelal en die verlosser van die mensdom is nie. Wat iemand is, wat vir jou geld en goed en 'n lekker lewe voorsien. Ewenweens is die Jesus van die Rooms-Katolieke Kerk en die Jesus van ons, die Jesus van die woord, nie dieselfde persoon nie. Iemand wat genader moet word deur sy moeder Maria, sodat hy omgehaal kan word om God te nader namens u, is nie Jesus waarvan ons in die woord leer nie. Daar bestaan derhalwe 'n valse doktrine van Jesus en sy rol in God se raadsplan. Deur te glo, my broer en suster, in hierdie tipe van Jesus, maak nie saak hoe opreg dit bedoel is nie, is fataal en dit lei nie tot redding nie. U moet onthou dat ons 'n vyand het en hierdie vyand van ons is baie slim. Crafty, soos die Engels sê. In steede daarvan om 'n totale leuen aan ons op te dig, wat hy doen is om die waarheid te vat en dit effentjies te verdraai. Met ander woorde, hy vat die waarheid van wie Jesus is en hy voeg ietsie by of hy neem ietsie weg, wat dit vir mense makliker maak om in hierdie Jesus wat hy dan voorhou te glo. Ons moet bedag wees daarop dat die Jesus wat in ons harte lewe en die Jesus waarin ons glo en die Jesus waarop ons vertrou, werklik waar Jesus Christus van die woord is en nie een van hierdie valse Jesusse nie. U weet dat ek gaan vinnig vir u lees in Johannes 14 vers 6 sê Jesus self die volgende. En Jesus antwoord hom en sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Die Jesus van die Bybel, Jesus Christus, die gesalfde van God. En die saligheid, Handelinge 4 vers 12 lees, en die saligheid is in niemand anders nie. Want daar is ook geen ander naam onder die hemel of wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Romeine 10 vers 9 lees. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. 2 Korintiërs 11 vers 4 lees. Want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle dit goed geval. U kan dan sien dat die woord baie duidelik is, dat daar wel 'n ander Jesus is. Dat daar net een Jesus is, waardeur ons gered moet word. So die mens, dit sluit my in, moet selfondersoek doen, en moet die woord van God bestudeer, en moet gaan kyk, en baie seker maak, dat die Jesus wat ons aanbid, regtig Jesus Christus is, die Seun van God. Indien dit nie onomwonde gesê kan word nie, is ons op 'n verkeerde pad, is ons op 'n breë pad, en die uiteinde daarvan is
gaan weg van my. Daar's 'n tweede misleiding waaroor ons met mekaar moet gesels vanmôre, my broer en suster. Dit is die misleiding ten opsigte van die evangelie. Jy weet dat ek met die gesels het daaroor dat daar baie ander evangelies bestaan. Evangelie is die woord bisora in die Hebreëus en evangelion in die Grieks. En dit beteken goeie nuus. Baie mense en baie denominasies en baie kerke en baie duiwels en dwaalleraars het hierdie evangelie, die eenvoudige evangelie van Christus al geneem en dit verdraai in 'n vorm in wat mense se ore streel, in 'n vorm in wat maklik is en lekker is om te onderhou. Maar die enigste evangelie, die enigste goeie nuus waardeur ons gered word, is die evangelie van Christus en nie verdraaiings van mense nie. Ons kyk na valse evangelies, byvoorbeeld die voorspoedsleer, die sogenaamde prosperity teaching. Hier word sukses en materiële rykdom beklemtoon en as 'n teken van God se guns gesien. Jy weet presies waarvan ek praat, my broer en suster. Jy kan in daai kerke sit, ek gebruik die woord baie losweg, kerke, en jy gaan opgewek daar uitstap, want daar gaan vir jou lekker stories vertel word oor hoe jy ryk moet wees, gesond moet wees en alles net met jou goed moet gaan. Dit is 'n valse evangelie, dit is nie die evangelie van Christus nie. Die evangelie van selfwaarde, die evangelie van glo in jouself, believe in yourself. Jy weet self waaroor ek praat vanmôre, is daar baie mense wat dit verkondig. Ek dink aan 'n ouetjie met 'n groot smile wat staan en vir mense sê, genaamd Joel Osteen. Jy weet goed wat hy verkondig, believe in yourself, God loves you, you are a winner. Al die tipe van dinge is 'n valse evangelie van selfwaarde wat aan mense opgedis word, wat waaragtig waar nie die waarheid is nie. Dan is daar die evangelie van universalisme, met ander woorde, almal word gered. Moenie omgee nie, moenie worry nie, moenie bekommerd wees nie. Julle word almal gered. Weer eens 'n valse evangelie. Daar's die moralistiese evangelie wat goeie werke en morele optredes beklemtoon as die roete tot redding. Geloof in Christus is van geen belang nie en werke is wat jou red. Jy weet net so goed soos ek vanmôre dat dit absoluut onwaar, onbybels en duiwels is. Die New Age Gospel, die nuwe era evangelie, wat alles gaan oor menslike potensiaal, universalisme, geestelike ondervindinge, holistiese benaderinge, gnostisisme, pantheïsme, die sogenaamde God consciousness, die verwerping van tradisionele Bybelse autoriteit. Ewenweens kan so 'n evangelie nooit tot redding lei nie. Al hierdie misleidings is ligjare verwyder van die ware evangelie, my broer en susters, en dit lei tot verdoemenis en nie tot redding nie. Daar is mense wat baie opreg is in hulle geloof. In hierdie, kom ons noem dit nou maar kerke, sit mense wat bitter opreg is. Mense wat dalk in die Rooms-Katolieke leer is, hy is vas oortuig in sy hart dat dit wat hy doen reg is en die evangelie wat hy gehoor het en die Jesus wat hy aanbid waar en reg is. Opregtheid veroorsaak egter nie dat jy gered word nie. Die woord van God is baie duidelik oor hierdie saak en dit is eenvoudig vir enige persoon om die waarheid te verkry, om die waarheid na te slaan, om die waarheid self te sien. Deur die woord van die Here is die waarheid vir almal tot sy beskikking. So ons moet definitief waak daarteen om onsself te mislei met 'n valse evangelie wat nie die evangelie van Christus is nie. 'n Volgende punt waaroor ons moet gesels is 'n valse gevoel van versekering. Mense het al vir my gesê, ek weet ek is gered want ek voel dit in my hart. My broer, 'n gevoel, my suster, 'n gevoel en 'n emosie is nie 'n aanduiding van redding nie, is nie 'n bewys van redding nie.
Emosies word geoorrealiseer en ons kan maar weer dink aan die hedendaagse lekker kerels, soos Dominee Pieter hulle noem, ouens van die nuwe apostoliese reformatie, die prosperity leer, en dit glip in ons tradisionele reformantiese leerkerke ook. Mens vind dit al hoe meer daar, waar daar 'n ekstreme klem geplaas word op mense se emosies en gevoelens. Jy het dit al gesien, jy weet, waar mense in trane sit en op die vloer rondkruip en kekkel en kraai soos tarantale. Dit word gesien as tekens van die werking van die Gees. Dit word gesien as bewyse van redding. Ek sê vanmôre vir u, dit is alsbehalwe 'n teken van redding. Dit is wel so dat die Here ons geskaap het met emosies. Dit is wel so dat dit emosionele koneksie met die Here 'n realiteit is. Maar wanneer dit geoorrealiseer word en dan as bewys probeer dien van redding, is dit 'n valsheid en iets wat vermy moet word. Die gevoel van hare wat rys, die sogenaamde salwing en valse werkinge van die Heilige Gees, dis baie gewild onder mense. Dit lei tot gevoelens van euforie en ekstase. Die mens raak letterlik verslaaf aan hierdie gevoelens en beweeg ons konstant van die een ondervinding na die ander. Het jy dit al ondervind? Waar mense rondhardloop van die een profeet na die ander, van die een prediker na die ander, van die een kerk na die ander, op soek na 'n gevoel, op soek na 'n woord van die Here, op soek na 'n ondervinding, op soek na euforiese, ekstatiese, emosionele ondervinding. Ek het dit al baie gesien in my lewe, my broer en suster, en die einde van so mense is gewoonlik hartseer, verdriet, en definitief nie redding nie. 'n Volgende punt waar ons na moet kyk, en wat baie keer gebeur in konservatiewe kerke en konservatiewe gemeentes en onder konservatiewe mense. Mense wat nie liberaal is nie, mense wat vashou in die woord van God, val baie keer in die stryk van 'n fiksasie op godsdienstige aktiwiteite. Heel dikwels kry mense te doen met baie godsdienstige mense. Mense kry te doen met mense wat alle werke vir die Here doen, wat behep is met die dinge van die Here. Jy weet van daai tannie wat die voorvrou is en voorvat by elke tee, wat die reëlaar is van elke bymekaarkoms, die reëlaar is van elke ding wat gebeur in die gemeente, wat voorvat as daar iets gebeur. Daar's niks wat gebeur waar sy nie is en sy nie help nie. Sy is gefikseer op die dinge van die Here. So baie mense wat in die kerke sit, vasgevang in dinge van die Here, om goed vir die Here te doen. En hulle vergeet totaal, geheel en geal, van die Here, van die dinge. Die dinge raak belangriker as die Here. Hulle begin fikseer om goed te doen vir God en vir die Here. En in die tyd is hulle glad nie gered nie. Weet hulle glad nie wie Jesus is nie en leef hy nie in hulle harte nie. Dit is iets waarop ons moet ag gee. Die fiksasie op godsdienstige aktiwiteite is nie 'n bewys van jou redding nie. Dan is daar iets wat ek graag wil noem, die billike ruilbenadering. Die billike ruilbenadering. Daar is mense wat hulle self wys maak dat slegte en goeie gedrag gebalanseer kan word, en solank die goeie gedrag die slegte gedrag uitweeg of meer weeg as dit wat sleg is redding 'n realiteit. Daar is mense wat glo dat ons kan maar slegte dinge doen solank dit wat die goeie dinge wat ons doen net meer is as die slegte goed wat ons doen. Jy weet dat 'n geloof soos Islam dit absoluut hulle evangelie is. Dit absoluut hulle leerstelling is.
Aan die einde van die dag sal Allah dit wat jy goed gedoen het aan die een kant op die weegskaal sit en dit wat jy sleg gedoen het op die ander kant van die weegskaal. En solank die goeie dade net die slegte dade uitweeg, is jy gered. Jy weet dat as ons, kom ons sê, deur een of ander wonderwerk 99,9% van God se wet kan nakom en kan doen, sal die paar persentasiepuntjies wat oorbly meer as genoeg wees om jou te verdoem vir 'n ewigheid van God geskei. God is heilig. Die Hebreëse woord hakodesh beteken letterlik afgeskei, nie deel van nie. God kan geen sonde toelaat nie. Derhalwe is dit 'n valse verstaan en 'n valse evangelie om te dink, ja, mens kan dit 'n valse evangelie noem, 'n valse verstaan om te dink dat jou goeie werke jou gaan red, en dat 'n oorwig van goeie werke jou tot redding sal bring. Dit is definitief, my broer en my suster, 'n baie groot misleiding, en dit is iets waarop ons moet let. Efesiërs 2 vers 8 lees, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God. Nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ons verstaan dus derhalwe as kinders van die Here dat goeie werke en 'n oorwig van goeie werke jou nooit tot redding sal bring nie. Ek kyk nou onlangs na 'n kort klippie op YouTube, waar hulle 'n voorstelling het van 'n klomp mense wat in 'n ry staan, en twee engele wat voor staan, die ouens kom met hulle leers, hulle files by die twee engele aan, en dan word die boeke oopgemaak, en daar's miskien een rooi bladsy, hy gaan na die linkerkant, hy is in die verdoemenisse. Daar is geen manier wat daar 'n skaal is waarop geweeg word die goeie en die slegte werke nie. Die ou wat toe wel gered word, wat vorentoe kom na die engele toe, toe hy hulle sy leer oopslaan, toe's die hele ding rooi. En voordat die engele kan oordeel vel oor hierdie ou, stap jy 'n ou van die linkerkant af in, wat die naam opgeskryf is, Jesus. En hy word gevat en hy word beweeg na die regterkant. Alles baie komies en humoristies, maar die punt is dat 'n mens moet verstaan en 'n mens moet besef, niks wat jy doen of sê of glo jou tot redding bring nie, maar Jesus Christus en Jesus alleen. Ook in Christendom is die leerstelling dat jy eers God se guns moet verwerf en met jou goeie dade en gehoorsaamheid, voordat jy enige seëning of hulp van God kan verwag. Hoeveel keer het jy dit nie al hoor sê nie? Die Here sal vir jou sorg as jy in sy weë wandel. Die Here sal jou seën as jy aan hom gehoorsaam is. My broer en suster, ek wil dit met minagting verwerp, want in my eie lewe het ek dit gesien en in die woord van die Here het ek dit geleer, dat alles wat ons kry, nie as gevolg van dit wat ons goed doen is nie. Alles wat ons van die Here ontvang, wat ons uit sy hand ontvang, is 'n seëning van die Here af, dis 'n genadegawe van God af, en net so ons redding ook. So kom ons beweeg weg van die gedagte dat ons dade, dit wat ons goed doen, tot ons redding kan lei. Inteendeel, 'n valse vertroue in jou goeie dade gaan nie tot redding lei nie, maar tot 'n verdoemenis. 'n volgende punt waarna ons vinnig kan kyk is 'n goeie morele lewe. Baie keer hoor 'n mens daardie frase, daar is nou werklik 'n goeie mens. Jy het dit al gehoor. En dan is dit ook so dat die betrokke persoon 'n baie goeie mens is. Hy's vriendelik en hy's verdraagsaam teenoor almal. Hy betaal sy belastings. Hy betaal sy tiende in die kerk. Hy's 'n lid van goeie staaning in sy gemeente. En hy lewer baie bydrae ten opsigte van goeie dienswerke. Dalk bedryf hy 'n sopkombuis. Hy het 'n absolute morele lewe en geen vinger kan hom gewys word nie, ten opsigte van moraliteit nie. Hierdie ou is wetsgehoorsaam.
Hy betaal werklik alles aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat God toekom. In kort, hy doen alles wat die samelewing van 'n goeie mens verwag. Nou ek wil vir u vanmôre sê dat 'n goeie mens nie noodwendig 'n geredde mens is nie. Baie keer kan 'n mens 'n morele lewe lewe, 'n Bybelse morele lewe lewe en nog steeds nie Jesus Christus as 'n realiteit in jou hart hê nie. In baie gevalle is dit maar net nog 'n poging om deur goeie dade en moraliteit God se goedkeuring te verkry. Die persoon is dikwels self mislei en is van mening dat sy morele lewe 'n bewys van redding is. Ek weet nie of u al gehoor het van 'n kind van die Here met die naam van Louis Malherbe nie. Nou oorlede Louis Malherbe het op 'n stadium gepreek, ek dink hy het dit ook in 'n boek van hom geskryf en gesê, het sy getuienis gebring en gesê, u weet, dat ek wat Louis is, 'n goeie mens was, 'n goeie Christen was, 'n diaken in die kerk wat my deel gedoen het. Ek het insameling gedoen vir die dominee salaris en vir die vakansies oor see. Ek het by elke dienswerk wat in die kerk is, was ek betrokke. By mense wat swaar gekry het, was ek eerste in die ry gewees om te help. Ek was in aansien gewees by die wêreld en by die kerk, maar ek was totaal bankrot. Ek het 4 of 5 mislukte huwelike gehad, het hy vertel. Ek het 'n hart gehad wat vol roof en ongeregtigheid was. En ek het 'n hart gehad wat Jesus nie in hom gehad het nie. Hierdie kind van die Here bely en hy vertel dat 'n goeie lewe, 'n goeie staaning, 'n morele bestaan nie tot redding gelei het nie, maar dat hy op pad was na die afgrond, na die verdoemenis. En so is dit vandag in baie sogenaamde kinders van die Here se lewens. En sogenaamde mense wat glo dat hulle kinders van God is, maar hulle self mislei deur te dink dat hulle dade, hulle staan en hulle moraliteit vir hulle by God iets beteken. Jesus self het met sulke mense te doen gehad en ons lees daarvan in Matteus 23 vers 27. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte, wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is. Vers 28, so lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid. 'n Lewe van Bybelse moraliteit is nie 'n waarborg van jou redding nie. 'n Volgende punt waarna ons vinnig moet kyk is leë woorde en leë harte. Baie mense beweer dat hulle God ken, maar hulle woorde is leeg en kom uit leë harte. Deur net te beweer dat jy God ken en dit selfs bely is nie genoeg nie. Redding gaan gepaard met 'n getransformeerde lewe. Redding gaan gepaard met vrug wat gedra word soos Jesus self gesê het. Wanneer 'n mens van bo gebore word, my broer en suster, word jy tog gevul met die Heilige Gees en jou lewe begin tog transformeer. Wanneer 'n mens leë woorde uit 'n leë hart uit het en glo dat jy gered is en bely dat jy gered is, maar geen vrug van die redding dra nie, moet 'n mens begin wonder oor die realiteit van jou redding. Volgende punt van ons baie gou moet kyk, waar ons met mekaar moet gesels is oor tradisies, gelowe en bygelowe. Hier praat ons van dinge soos aangeneem en voorgestel in die kerk. Jou aanneming en voorstelling in enige denominasie het niks uit te waai met jou redding nie. Geen kerk of lidmaatskap van 'n kerk het al ooit tot iemand se redding gelei nie. Dis 'n selfmisleiding. Jy het 'n datum. In baie denominasies en in baie kerke en in baie groepe is dit so van kardinale belang dat jy 'n datum moet hê waarop jy Jesus ontmoet het en hom aangeneem het. Soveel so dat mense begin vertrou in hierdie datum meer as in Christus self. Soveel so dat hierdie datum vir mense 'n bewys raak van hulle redding. U weet dat dit allermins die geval is.
Jy is gedoop. Sommige mense meen weer omrede dat hulle gedoop is, hulle gered is. Die doop word gesien as 'n bewys, as iets wat sê ek is gered, as iets wat selfs die redding bewerkstellig. In Markus 16 vers 16 sê Jesus die volgende: Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar dan kom hy en hy sê, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Dit is dus baie duidelik in die woord van God, dat doop as op sigself glad nie as redding dien nie, en glad nie as bewys van redding dien nie, maar geloof in Christus. Jy kom uit 'n Christelike huishouding of 'n ouerhuis. Die feit dat jou ouers gelowig was en jou in die weë van die Here opgevoed het, is geen bewys van jou eie redding nie. Net soos 'n Mini wat in 'n garage staan met 2 ander Mercedes, nooit 'n Mercedes gaan word omdat hy blootgestel is aan die Mercedes is nie. So sal 'n ongeredde mens nooit gered word omdat hy blootgestel is aan geredde mense nie. En tog vind 'n mens dit baie dat mense hierdie geloof het en hierdie vertroue het dat ek is gered omdat my kringe waarin ek beweeg uit geredde mense bestaan. Ek is gered omdat my ouers gered was. Ek is gered omdat my ma en my pa my in die kerk laat doop het. Ek is gered omdat ek 'n lidmaatskap is van een of ander kerk of denominasie. Ek is gered omdat ek 'n Calvinist is. Ek is gered omdat ek Pinkster is. Jy weet, dit is een van die grootste misleidings wat daar bestaan, en dit sis mense aan die slaap, deur aan hierdie goed te dink en daarin te glo. En sodoende lewe 'n mens 'n lewe van selfmisleiding, wat op die ou einde lei na iets wat liefs vir my kon gewees het. Om op te som en af te sluit, my broer en suster, wil ek graag hierdie laaste skrif met u deel, waarskynlik voorlaaste, maar kom ons kyk vinnig na Matteus 7 vers 24 tot 27 weer, ons teks wat ons vanmôre gelees het. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal gelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. Uit wat ons vandag met mekaar bespreek het en waaroor ons gesels het vanmôre, is dit vir my baie duidelik dat 'n mens wel homself kan mislei. Dat 'n mens wel kan glo dat jy gered is en nie gered is nie. Maar wanneer ons geloof op die fondament van Jesus is, het ons 'n vaste vertroue. Wanneer ons fondament op hierdie selfmisleidings het, is ons inderdaad en voorwaar op onseker grond. 'n rukkie gelede preek Dominee Pieter oor 'n hartsaak en hy dra 'n boodskap oor 'n hartsaak, oor bekering wat 'n hartsaak is, oor 'n lewe vir Christus wat 'n hartsaak is. En Talita vra my, toe ons hier uitry die oggend, Papa, hoe sal 'n mens weet dat dit 'n hartsaak is? En onmiddellik kom die gedagte by my op, dat die enigste manier hoe 'n kind van die Here kan weet dat dit 'n hartsaak is deur te kyk na die vrug van die Gees, die vrug van 'n ou se lewe, die transformasie van 'n lewe. Die woord is baie duidelik daaroor dat 'n goeie boom geen slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom geen goeie vrugte nie. Dis moet ons as mense wat glo dat ons kinders van die Here is, let op die vrug en die getransformeerde lewe wat 'n kind van die Here behoort te dra. En wanneer ons agterkom, my broer en suster, dat die vrug wat ons dra nie die vrug is wat die woord vir ons voorskryf wat ons moet dra nie, moet ons introspeksie en selfondersoek doen om tot die gevolgtrekking te kom of ons wel in die geloof is, om die gevolgtrekking te maak of die Heilige Gees wel in ons woon.
en werk en teenwoordig is. Ek wil u aanmoedig om soos die skrif ons opdrag gee, u self te ondersoek en te verseker dat u in die geloof is. Daar's 'n baie groot bemoediging in die skrif in Matteus 7 vers 7, waar die Here Jesus sê, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle wat as sy seun om 'n brood vra, aan hom 'n klip sal gee? En as hy hom 'n vis vra, om 'n slang sal gee? As julle wat sleg is dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. My broer en suster, die Here is baie duidelik dat wat ons hom vra in Jesus se naam, hy vir ons sal doen. Wanneer ons soek na die waarheid, wanneer ons soek na die lewe, wanneer ons soek na die lig, dan vind ons dit in God se woord. En wanneer ons bid en die Here daarvoor vra, kan ek u 'n waarborg gee vanmôre. Die woord gee ons die waarborg. Ons Vader wat in die hemel is, sal ons nie 'n onheilige of 'n slegte ding of 'n ander gees of 'n ander evangelie of 'n ander Jesus gee nie. Die Here gee dit wat goed is, sy gees vir die wat hom soek en die wat opreg na sy wil vra. En die wat hulle eie gedagtes en hulle vooropgestelde menings van op kant sit, op sy sit en die woord van God met 'n opregte hart bestudeer. Dit is dus so dat ons elkeen ondersoek moet instel in ons lewens en die Here moet vra en die Here moet vertrou, sodat in ons harte die gees van God kan woon en dat redding 'n realiteit sal wees en nie 'n selfmisleiding nie. Die weg, die waarheid en die lewe, my broer en suster, is nie iets nie. Dit is nie 'n voorwerp of 'n onderwerp. Die weg, die waarheid en die lewe is iemand. En sy naam is Jesus. En hy is te vind in die bladsye van hierdie boek. Amen.